Goeienaand almal. Baie welkom vanaand hierso. Almal wat op internet ook luister. Ek glo ons het dalk meer op die internet as wat vanaand hierso is. Ons het 'n paar elemente wat seker 'n groot rol speel. Die kollektes gaan vir die diakonale kas en dan by die deure vir die instandhouding. En dis al wat ons vanaand het. Ons vra net nog steeds, dan het julle nog nodig? Is hulle reg vir môre? Goed. Die volgorde, soos wat julle dit in die boodskapper het, gaan ons so 'n bietjie die mekaar gooi. Ek het 'n lied gekry, of 'n psalm gekry, wat baie beter inpas by dit wat ons vanaand oor gaan preek, as een wat ek vroeër hierdie week gekry het. So wat ons vanaand gaan maak is ek gaan vir ons voorgaan in gebed, en dan gaan ek vir ons die woord in die seën uitspreek, en dan gee ons geleentheid vir die kollekte. Dan sing ons Psalm 116, vers 1, 9 en 10. Dan die woordverkondiging, dan gaan ons weer saam bid. Dan sing ons Psalm 90, en dan weer die wegstuur seën, en dan die laaste lied, as ons daar die seën uitgespreek het. Dit is die verloop van vanaand se byeenkoms. Kom ons draak weer in hierdie oomblik van hierdie dag net weer kalm en rustig, en dan bid ons saam. Here, ons Here, dankie dat ons vanaand met vrymoedigheid hierso kan sit, en dat ons mekaar kan warm broei, waar ons teenoor mekaar sit, om van u liefde te kom hoor, en van u liefde te kom leer. Vader, ons is afhanklik van u. Ons kan niks sonder u doen nie, of kan niks sonder u gees doen nie. Ons kan ook nie wegkom van u af nie. Ons kan dit nie wegvlug nie. Ons kan nie op 'n berg gaan sit, of diep onder die see ingaan, om u teenwoordigheid en u goedheid en u grootheid te ontkom nie. U is altyd by ons. U was nog altyd daar, van ewigheid af is u daar, en van ewigheid af sal u nog altyd daar wees, en ons is bevoorreg, elkeen van ons, om in hierdie stukkie tyd, tussen twee ewighede, om te kan lewe tot eer van u naam. Mag dit wat ons vanaand hierso sê, tot opbou wees van u koninkryk. Vader, dankie dat u vir ons die geleentheid gee, om vanaand ook weer saam te kan sing. Geleentheid gee om u woord te kan hoor. Mag dit wat ons vanaand hierso sê, tot opbou van ons self wees, en waar ons dinge sê, wat nie ooreenstem met u woord nie, laat ons dit vergeet, en net dit vat, wat u op ons harte druk, wat nodig is, en wat uit u woord uitkom, sodat ons daarby kan hou en daarop kan fokus. Dit is ons gebed vanaand. Amen. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons het nou gesien hoe die Here ons seën, en hoe hy ons elke liewe dag seën, met meer as wat ons baie keer nodig het. Kom ons dink ook, as ons kollekte gee aan ander, en kom ons seën ook hulle. Dis nou geleentheid daarvoor.
Jy het gesien in die boodskapper, ons tema vir vanaand, ons maak 'n tydjie vir tyd. En in die voorbereiding het dit my getref, veral die feit dat ons sê God van alle ewigheid af bestaan, en dat hy tot alle ewigheid daar sal wees. Met ander woorde, ons is nou in 'n tussentyd, nee, 'n tydstip tussen twee ewighede. Ons gaan dit nou ook hoor in die prediking. So, tyd, lewensdae, enige iets wat met tyd te doen het, is ons gebind aan, of is ons vas aan. Psalm 116 praat van dat ons die Here sal aanroep in al ons lewensdae. Kom ons staan, en dan sing ons Psalm 116, vers 1, 9 en 10, en daarna gaan ons sit en gaan ons saam lees vanaand. Ons hoofverkondiging vanaand is uit Prediker, die baie bekende, Prediker 3, ons gaan daarvan 'n paar verse lees, en dan ook uit Efesiërs 5, vanaf vers 15 tot 20. Ons gaan vanaand tematies na tyd kyk uit die Bybel uit. En ons begin met Prediker 3, en Efesiërs 5 gee ook vir ons so baie mooi aanduiding van tyd. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak. 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk. 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat. 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat. 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Kyk 'n bietjie daarson na vers 11. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Prediker 3 sê vir ons dat
duidelik daar's 'n tyd vir alles, en ons is gebind aan hierdie tyd. Kom ons kyk na Efesiërs 5 nou. Ons gaan daarso lees van vers 15 tot vers 20. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan ons bandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Vers 16 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Maar ek is seker dat elkeen van u wat vanaand hierso sit, wou al die horlosie laat stil staan uit vir 'n oomblik, sodat ons net nog tyd kon kry. En dit voel vandag of tyd net dubbeld vinniger gaan, en daar seker redes daarvoor. Maar as jy jou oë uitvee, is 'n dag verby, of 'n maand verby. As jy jou oë uitvee, dan is jy 30 jaar oud, of jy's klaar met skool, of tyd vir aftrede lê om die draai. Ons kan ongelukkig hierdie kalender of almanakke kry ons nie gestop nie. Ons is gebind daaraan, en tyd is iets wat geweldig kosbaar is. Ek het onlangs 'n werkswinkel bygewoon saam met Ekerk waar hulle navorsing gedoen het oor weggee, en die tendens vandag is baie duidelik dat tyd vir mense baie meer kosbaarder is as geld. Mense sal baie makliker vandag geld weggee as hulle tyd. Groot denkers soos Augustinus het oor tyd nagedink. Nou, hy het gevra, wat is tyd? Wanneer niemand hierdie vraag aan my vra nie, weet ek wat dit is. Wanneer ek iemand op hierdie vraag moet antwoord, dan weet ek nie wat dit is nie. Kom ons dink gou vir 'n oomblik kom ons dink realisties oor die waarde van tyd. Net ter inleiding oor tyd. En hierso is iets wat 'n mens nogal aan die ding sit. As jy die waarde van 'n jaar wil besef, vra 'n student wat so pas sy finale eksamen gedryf het. As jy die waarde van 1 maand wil besef, vra die ma van 'n baba wat te vroeg gebore is. As jy die waarde van 'n dag wil besef, vra die redakteur van 'n daaglikse koerant soos die Burger. As jy die waarde van 'n uur wil besef, vra 2 verliefde mense wat wag om mekaar te ontmoet. As jy die waarde van 1 minuut wil besef, vra die persoon wat sopas die laaste trein of taxi gemis het. As jy die waarde van 1 sekonde wil besef, vra die persoon wat sopas 'n ongeluk vermy het. As jy die waarde van 1 millisekond wil besef, vra die persoon wat sopas 'n silwer medalje in die Olimpiese spele gewen het. Oor tyd is daar al geweldig baie gedig, daar's al baie liedere gesing daaroor en spreekwoorde gemaak, nee, soos wie nie pas op sy tyd is sy maaltyd kwyt. Tyd is daar ook wiskundige berekeninge gemaak, nee, 'n ligjaar, soos in 'n ligjare meet, en met 'n kronoskoop, nie geweet nie, word tyd tot op die 10.000ste van 'n sekonde gemeet. Nou met dit ter inligting vanaand, gaan ons saam tematies gesels oor tyd. Is tyd 'n gawe of 'n God? En kan tyd 'n verleentheid of 'n geleentheid wees? Kom ons begin met die eerste ene. Is tyd 'n God of 'n gawe? Nou die Grieke het geweldig baie gode gehad, nee, en ek dink baie van ons ken daai gode, nee. Name soos Zeus, nee, of Irene, die god van vrede, Pluto, welvaart, Aphrodite, nee, die god van liefde. Maar die Grieke het 'n god gehad en sy naam, of die god van tyd, en sy naam was Kronos gewees. Nou hy was 'n verskriklike wrede god, want hy het alles wat hy gesien het opgeëet of verslind. Nou sonder dat ons dit wil erken, het ons oor tyd baie erkenning gegee aan Kronos, nee. Tog het hy ons lewe ingesluit. Woorde soos kronologie, kronograaf, kronometrie, nee, is woorde wat ons van hom afkry.
Ons dra, die van die wat horlosies dra kronos elke liewe dag op jou arm. Nee, tyd, horlosie. Nou, 'n horlosie het wysers. Maar waarop wys dit? Wys die horlosie net hoe laat of hoe vroeg dit is, hoe ver ons in die dag al is, of hoe laat dit in die dag al is? Ek dink dit ook, maar 'n horlosie wys ook vir ons hoe tyd opgeëet word. Hoe sekondes minute word, minute ure dae weke jare, so kan ons aangaan. Kronos knaag aan my lewenstyd, familietyd, werktyd, speeltyd, vakansietyd. Nou onder die Afrikaanse spreekwoord, net om dit te bevestig, is daar 'n spreekwoord wat sê die tand van die tyd. En ons is nie met Afrikaanse les besig nie, ons gaan nou by die dinge kom wat saak maak. Maar dit is sy oorsprong ook van Kronos af, want die Grieke moes geglo dat hy sy tande in alles indruk, dat hy sy tande in alles inslaan. Nou gaan tyd dan net om 'n wrede God wat alles opeet? Of wys die wysers van 'n horlosie na ons God, die Vader, die ewige God? Kom ons sê so, die God van die woord. In Genesis 1 vers 5, dan lees ons daar, dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die eerste dag. Hier het ritme van tyd begin pols, nie. Tyd het begin as 'n skepingsdaad van God. Maar God het ook gesê dat tyd 'n einde sal hê, nie. So God bepaal in Openbaring 21, hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut, dit is verby. So God het tyd vir ons geskep tussen twee ewighede. Ons het nou daarvan gepraat, nee. Tyd is 'n skepingsdaad, tyd is 'n skepingsgawe van God. Elke sekonde kan ons sê wat aftik is 'n geskenk van die Here, nee. Dis iets wat ek van God ontvang. Die skepper van tyd gee dus tyd as 'n geskenk, maar hy het ook my en jou geskape, nee. Ons het vanoggend ook iets daarvan gepraat, nee. Dat God vir ons lewe gee. So wanneer jy dan die sommetjie maak, dan is dit God wat vir ons lewenstyd gee. Dis 'n geskenk van God. So is tyd dan 'n gawe of 'n God? Dit is duidelik, omdat God dit tyd geskep het en vir ons die lewe gegee het, is dit 'n geskenk van God, nee, is dit 'n gawe. Tyd as 'n gawe dwing ons om anders te dink oor byvoorbeeld wat ons met ons tyd maak, nee. Hoe bestee ek my tyd, elke sekonde, elke minuut, verrykend of verarmend in verhouding tot God en my medemens, nee. En as ons dan kyk na ons gemeente se roeping, dan is dit baie belangrik om vir onsself af te vra is, hoe spandeer ek my tyd teenoor God en teenoor my medemens? Wys ek in hoe ek my tyd spandeer elke dag, hoe dankbaar ek is teenoor God vir al wat ek ontvang het? En is ons bewus van die baie tyd wat ons baie keer mors op dinge wat net regtig nie belangrik is nie? As tyd 'n geskenk is, as elke sekonde wat heel in die begin het hier so 'n horlosie afgetik. Elke liewe sekonde is 'n gawe van God. Hoe bestee ek dit? Maak ek daarvan 'n verleentheid of 'n geleentheid? In Afrikaans het ons net een woord vir tyd en dit is tyd. Maar in Grieks, waarin die Nuwe Testament geskryf is tyd twee woorde, nee, jy kry die woord kronos en kairos. Nou, kronos is die aftik van tyd op 'n horlosie. Kairos aan die ander kant is die geleenthede in 'n tyd, nee. Soos byvoorbeeld die geboorte van Jesus Christus, sou ons sê is 'n kairos, nee. Of die wederkoms, dit is 'n oomblik binne in tyd. Dit is belangrik om dit te weet. Hoekom sê ek so, nee? Kom ek sê net eers dit. Kairos beteken juiste tyd, regte tyd, beslissingstyd, nee, oomblik van waarheid. Dit is belangrik om dit te weet, want ons het nou Efesiërs 5 gelees, waarin die woord kairos gebruik word. Kyk bietjie hierna. Ou vertaling sê, koop die tyd uit, nee, dit is 'n algemene spreekwoord, dink ek, wat ons onder Christene gebruik, nee, of maak die beste gebruik van elke geleentheid. Maar kyk gou, die konteks waar binne in dit staan. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges.
En dan sê hy, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Ek bietjie verstaan hierso. Ons leef in 'n goddelose tyd. Daarom moet ons die beste te gebruik maak van elke geleentheid. Weet jy dat die bose, die duiwel, kan ons maar sê, het geen ander tyd om te doen wat hy moet doen, as juis hierdie tyd tussen twee ewighede nie. Daarom laat hy elke geleentheid geld, of benut hy elke geleentheid, of laat hy nie 'n geleentheid verbygaan, om 'n slag te slaan vir sy ryk nie. Weet dit. Dis wat ons moet weet, nee, dat hy het net hierdie tyd, en daarom gee hy sy heel beste, tot Jesus Christus terugkom. En hier teenoor hierdie bose wat elke tyd gebruik om ons van die pad af te kry, of om sekere gedagtes in ons harte te plaas, of wat wil sorg dat my huwelik gebreek of geknaak word, of wat sorg dat my verhouding met my kinders gebreek word, of wat sorg dat daar rusie by die werk is. Al hierdie dinge het hy nou net 'n tyd voor, en dis altyd wat hy voor het, en daarom sê die Bybel, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Want teenoor die bose wat nou sy slag wil slaan, het God van ons nuwe mense gemaak deur die sterwe van Jesus Christus. Op 'n bestemde tyd, op die regte tyd. Romeine, toe ons nog magteloos was, het Christus reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. So my liewe vriende, vriendin wat vanaand hierso sit en saam luister, as nuwe mense in Christus wat geesvervuld is, moet ons die tyd, en ek praat hierso van die kronos tyd wat God aan ons gee, die beste gebruik om elke geleentheid om diens van God of diens in God te doen en die bose teen te staan, om die wapenrusting aan te trek teen die bose. Elke geleentheid in diens van die bose is 'n verleentheid. Elke geleentheid in diens van God is 'n geleentheid om goed te doen, om reg te doen, om uit dankbaarheid te lewe tot eer van die Here. Kom ons vra 'n bietjie vir mekaar. Watter geleenthede? Watter geleenthede, van die Kairos, het ons in ons tyd beskikbaar? En dit is so dat ek dink dit is so wyd soos die lewe self, en ons het nou 'n paar voorbeelde genoem. Maar watter geleenthede het ons beskikbaar in hierdie tyd wat vir ons gegee word? Dalk is jy in 'n huwelik. Die huwelik is 'n geleentheid om huwelikstyd aan God se doel daarmee te laat beantwoord. Aan die ander woorde, dit is nou die tyd om daai huwelik waarin jy staan tot eer van God te leef. Opvoeding van kinders is 'n geleentheid om vir hulle net God se hart te wys. Dis nou die tyd daarvoor. Daar's nie weer 'n ander tyd daarvoor nie. Om jong te wees, jy wat soos ek nog jonk is 'n geleentheid om aan jou Skepper te dink voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks meer aan nie. Soos Prediker 12 vir ons verduidelik. Enige besluit waarvoor 'n mens ook al in tyd te staan kom, is 'n Kairos oomblik, is 'n geleentheid om te doen die beste diens, die beste tyd vir die Here, om in 'n verhouding met hom en tot ons naaste te staan en te gebruik. Dan is tyd 'n geleentheid. Dan maak ons die beste daarvan. As ons so oor tyd dink, en dis iets wat my geweldig na in die hart lê, en om te dink daaroor dat tyd kosbaar is, dan as ons sê, tyd is 'n geskenk wat God vir ons gee, en hy het vir ons vir Jesus Christus vir 'n bepaalde tyd gegee, en die geskenk wat hy vir ons daardeur gegee, die lewe, dan is tyd, wanneer ons dan, aangesien dit so kosbaar is, wanneer ek en jy tyd aan mekaar spandeer, wanneer jy tyd aan iemand spandeer, wanneer jy by iemand se siekbed sit, wanneer jy vir iemand kos vat, omdat hy deur 'n moeilike tyd gaan, dan is jy besig om 'n stukkie van jou lewe, wat jy nooit weer gaan terugkry, besig om vir daai persoon te gee. Is gelyk aan, met ander woorde, dan, wanneer jy vir iemand tyd gee, is jy besig om die grootste geskenk, wat jy ooit vir iemand kan gee, te gee. Want jy gaan dit nooit weer terugkry nie. Geld gaan jy altyd weer kan terugkry. Jy gaan dit weer kan maak, nie. Jy gaan weer kan gaan werk daarvoor. Jou motor gaan jy altyd weer kan terugkry. Kos wat jy maak en opeet, jy kan maar weer maak.
Maar tyd, 'n sekonde wat verby tik, kry jy nooit weer terug nie. En as jy tyd saam met iemand anders spandeer, is dit 'n opoffering wat jy maak nie. Dan is dit liefde wat jy vir daai persoon gee. Dan volstaan jy en voldoen jy aan die grootste gebod wat God vir my en vir jou vra, om vir mekaar lief te wees. Afsluitheid. As hierdie tydjie vir tyd ons hierdie gebed van Psalm 90 laat bid, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Dan was hierdie byeenkoms die tyd werd vanaand. Amen. Kom ons sit so, dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. O groote God, U wat heers oor hemel en aarde. Aan U is al die mag, al die krag, al die heerlikheid. Want partykeer dan raak ons woorde op, of dan weet ons nie hoe om die grootheid te besing nie. Want soos vanoggend, toe ons gebid het ook, o Here, dat ons nie kan verstaan hoe dit moet voel, hoe dit moet wees om los van tyd te wees nie. Elke liewe dag is ons besig om op ons horlosies te kyk en ons word aangejaag en dit maak dat ons laat is. Maar Here, U het vir ons hierdie tyd gegee, die regte tyd. U het elkeen van ons op 'n spesifieke tyd in hierdie tyd tussen ewighede gegee om tot eer van U naam te lewe, om 'n geleentheid daarvan te maak, om dit te sien as 'n geskenk van U af. Here, daarom kom bid ons, en dat ons in ons gemeente dit sal raak sien, en dat ons in ons gemeente sal besef dat wanneer ons tyd gee, dan gee ons 'n kosbare geskenk vir iemand. Ons is partykeer so suinig daarmee. Ons is partykeer so selfsugtig daarmee. Vader, want U het vir ons die voorbeeld kom stel. Deur die seun wat 33 jaar op aarde was, het hy keer op keer homself gegee vir ander mense. Nooit opgehou om homself uit te giet, sy genade vir ons te gee, tot ons nie weet waar die einde van die liefde is nie. Here, en dan as ons vanaand hier so sit en ons besef dat tyd kosbaar is en ons sien hoe dit aftik, dan wil ons kom erken dat ons baie van hierdie tyd vir onsself gebruik, vir ons eie gewin. Dat ons baie keer, omdat ons dit vir onsself gebruik, dat ons dalk 'n verleentheid maak daarvan. Help ons om ons tyd te gebruik, sodat ons weet, dis iets wat U vir ons gegee het. Dat ons daarmee sal doen wat U wil hê ons moet doen. Vader, ons weet nie wanneer U beplan of wanneer dit in die tyd is, wanneer U terugkom nie. Maar ons wil vanaand kom bid vir vasberadenheid, vir deursettingsvermoë om te volhard tot die einde toe. Vader, in hierdie tyd waarin ons leef, raak dinge so vinnig en ons sien hoe depressie en selfmoord toeneem as gevolg van 'n gejaagde lewe. Ons sien hoe daar geweldig baie druk op medegelowiges is. En dan raak ons bekommerd want ons weet nie hoe om dit te hanteer of wat om minder te maak of waar minder te maak nie. Ons besef dat werksdruk al hoe meer raak en dat die beskikbaarheid van werk al hoe minder raak. Ja, Here, ons weet nie hoe om dit aldag te bestuur nie. Maar help ons om daar waar ons is, daar waar ons besig is om ons dagtaak te gedoen, dat ons dit sal geniet in die eerste plek. En dat ons die beste daarvan sal maak en dat ons onsself sal weerhou
om vir die bose 'n verleentheid te gee as ons met ons tyd omgaan. Dankie dat ons vanaand net weer daaraan kon herinner word oor hoe kosbaar tyd is. Dat ons 'n tydjie kon maak, o God, om mekaar te herinner wat ons met ons tyd moet doen. Mag ons dit aanwend tot eer van U naam, tot uitbou van die koninkryk. En dan bid ons weer, as ons vir tyd praat, laat U koninkryk kom. Amen. Gemeente, kom ons staan en dan sing ons Psalm 90, vers 1 en vers 7. Ons het in die laaste skyfie het ons gepraat van Psalm 90. Ons gaan daarvan sing nou, vers 1 en vers 7. Dan gaan ek vir ons die seën uitspreek en dan sing ons lied 562 vers 1 en lied 504 vers 5. Ons gaan nie die amen sing nadat ons die seën uitgespreek het nie. Ons sing direk hierdie twee liedere. Kom ons staan en sing ons saam. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.